Vanmôre wil ek praat met onsself, met myself. Waarmee vul ons denke, ons gedagtes, ons siel, wanneer ons deur 'n moeilike tye gaan? Waarmee vul ons dit? En dit is so maklik. Ons almal sê ja, ons roep uit na die Here en ons doen dit maar vanoggend wil ek hê jy moet eerlik wees met jouself om te sê waarmee as iets negatiefs in jou lewe gebeur, vul jou denke. En wat beheer jou dan jou denke? Watter omstandighede gaan jy jouself insit met jou denke? Want sien jou denke bepaal jou uitkoms. Amen. Jou denke bepaal jou uitkoms. Wanneer jy in omstandighede is en jy dink verkeerde goed met jou denke, is jou uitkoms negatief. Maar wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan ons lewens en ons vul ons denke met die woord van God en ons staan op die woord van God, dan het ons 'n oorwinningsuitkoms, 'n positiewe uitkoms. En dit maak nie saak of jy deur die storm gaan of in 'n storm is. Jou denke moet gerig wees en staan op die woord van God om oorwinning te kry. Jy sien, ons sal altyd in ons lewens deur storms gaan. Almal van ons gaan deur storms in ons lewe, in ons tyd, wat ons op aarde is. Of wie het nog nie storm gehad in sy lewe nie? Ons almal het. Ons kry dit elke liewe dag. Het jy storms in jou lewe, en hoe hanteer jy dit? Hoe dink jy om dit te hanteer? Hanteer jy dit met woede? Hanteer jy dit met gevoelens? Of hanteer jy dit volgens die woord van die Here? Jy sien, wanneer ek en jy begin omstandighede hanteer hoe ek voel, is ons gevaarlik. Dis 'n gevaarlike manier of 'n stadium waar ons in ons lewens is, wanneer ons besluite neem met ons gevoelens. Want ek voel nie nou lus vir dit nie, so ek maak 'n verkeerde besluit. Maar wanneer ons teruggaan na die woord van die Here toe, dan maak ons die regte besluit. En al die liedjies wat ons gesing het vandag, praat van dit. Ons moet ons denke vul met die heerlikheid van God, met die woord van God, om 'n positiewe uitkoms te kry. En dit is so maklik as ons gaan kyk na die hele Bybel, hoe mense deur moeilike tye gaan en hoe hulle verkeerde besluite geneem het, en op die eind van die dag, dan kom die Here en sê vir hulle, hoekom maak jy hierdie besluit? Waar is jou vertroue? Is jou vertroue nie meer op my nie? Nie op my nie, op God. Is jou vertroue nie meer in my nie? Want jy sien, sodra ons vertroue en ons denke beïnvloed word, beïnvloed ons uitkoms, ons oorwinning in die omstandighede. Kan jy 'n klein bietjie sagter sit vir my asseblief? En ek wil vanoggend praat, en ek gaan Paulus gebruik as 'n voorbeeld. Paulus, ons ken almal vir Paulus, wat Saulus was, en ek ken sy geskiedenis. Ek gaan nie weer deur sy geskiedenis gaan nie, en hoe hy 'n ryk man was en al hierdie goedes, en hy was 'n aangesiene man. Mense het hom geken en was bang vir hom en al hierdie goed. En hy het die Christene vervolg tot die Here Jesus met hom 'n pad begin loop het. En toe Jesus begin 'n pad loop met Paulus, toe verander sy denkwyse in omstandighede waar hy beland. Hy dink anderste as wat hy gedink het voorheen, toe hy nog nie die Here Jesus geken het nie. Voor die Here Jesus in hom kom bly het, die Heilige Gees in hom kom bly het. Toe begin hy dink soos God wil hê hy moet dink in omstandighede. En as ons vat Handelinge, ons gaan lees in Handelinge,
Handelinge 26 vers 2. Handelinge Acts 26 verse 2. En hy kom en as hy gekyk, kom hy voor die koning en hulle wil hom kruisig vir goed wat hy gesê het en gedoen het. En hy kom voor die koning en die koning gaan besluit, as jy met hom self die hoofstuk gaan lees, gaan nou nie die hoofstuk lees, en die koning gaan besluit, gaan hy hom onder die gelatine sit, gaan hy sy kop afkap, of wat gaan hy maak met Paulus? En Paulus weet in wat omstandighede is, hy weet, hierdie kan 'n moeilike uitkoms wees vir hom. Maar hy kom in vers 2, hy sê, I think myself, en ek lees uit die King James uit, die ander goed, praat nie eintlik wat hierdie vers beteken nie. Die King James sê, I think myself happy. I think myself happy. Ek dink myself opgewonde en gelukkig. Ek kyk nie na die omstandighede waar ek in sit nie. I think myself happy, King Agrippa. Because I shall answer for myself. If God is with me, who can be against me? Dis wat hy hierso sê. Hy sê, ek staan vir jou koning, maar ek is so opgewonde in my gees, want God gaan my verdedig hierso. Amen. God sal die woorde in my gees sit, om uit my mond uit te kom. God is my advokaat. Die Afrikaans sê hom nie naaste by soos hy is in die King James nie. I think myself happy. Nou dink ek vir myself, hoe kan jy jouself happy think, happy thoughts het en al hierdie goed, as jy hier staan in 'n tronk, en jy sien die gelatine staan daar, en jy sien die koning is daar, en jy weet, jy moet nou voor hom verskyn, en in daai tyd, al die mense wil net almal sy kop afgekap het, jy het al daai flieks gesien, kap af sy kop, hulle was baie evil gewees in daai tyd. En hier kom Paulus en hy sê, I think myself happy. Why? Because God is in control. Ek kyk nie na die gelatine nie, ek kyk nie na koning Agab nie, ek kyk na God, my oë is gerig op God. En hy sal my verteenwoordig vandag. Die waarheid sal seëvier. En hoeveel keer is ons in omstandighede wat ons eie besluite doen en dink en deur wat my denke is, dan doen ons verkeerde besluite en ons doen verkeerde dinge en ons pluk die nagevolge van dit en dan blameer ons God. Amen. Hoeveel keer in ons lewe doen ons dit? Ons maak die besluit sonder om God te raadpleeg. Jy sien, want as jy gaan na die disippels toe, en jy kan al 12 toe gaan, en jy kan sien, eendag teaching gee, oor dit, nie ek teach nie, ek preach, dan so pastor soos in teaching gee, oor hoe hulle almal gesterf het, die dood wat hulle gesterf het, maar jy sien, en hier is die triek, en dis wat ek en jy moet vandag verstaan, voor Jesus gesterf het hulle nog steeds getwyfel. En Jesus het vir Petrus gesê, jy gaan my 3 keer verraai. Nooit, ek sê jou nooit verraai nie. En Jesus sê, ek sê vir jou, jy gaan my 3 keer verraai. En dis voor Jesus gesterf het. En so kan jy met elke disipel gaan waar hulle die Here verraai het, op een of ander manier. Maar totdat hy gesterf het en hy die dood oorwin, en hulle het besef, maar hierdie is die Seun van God, het hulle hele uitkyk op hulle toekoms verander. Hulle denke het verander. Hulle het nie geworry deur wat omstandighede hulle gaan nie. Hulle het gestaan op die woord van God, want hulle het geweet die woord van God is yes en amen, en hy is lewend. Amen. Jy sien, wanneer ek en jy ons denke kan kry om te sê, maar God se woord is lewend en hy gee lewe,
dan begin ons denke te verander en ons staan op die woord van God. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan, vat die woord van God en alles wat jy deur gaan, kan ek jou garantie, is in die woord van God. Daar is niks wat iemand deur kan gaan wat nie in die woord van God is nie. En die disippels verander hulle uitkyk. En hulle almal sterf 'n wrede dood. Want hulle het geweet, ek staan op die woord van God. My denke sal nie verander word nie. Ek dink dit wat God vir my het, die plan wat God vir my het. En ek wil vanoggend sê, dis hoekom ek sê, wat is in jou denke wanneer ek en jy in moeilike omstandighede gaan? Wat dink ons? Word ons beheer deur die negativiteit of die negatiewe woorde of die dokter se verslag of wat ons in die koerant lees of wat ook al. Dit wat ons lees verander ons hele denkwyse en dit vat ons in 'n ander rigting in wat God nie wil hê ons moet beweeg nie. God wil hê ons moet in hierdie rigting beweeg en ons maak 'n 90 draai omkeer as gevolg van 'n koerantberig wat sê Mittel gaan sy deure toemaak en almal stres en almal wil ek weet nie waartoe gaan nie, maar meantime is Mittel glad nie besig om toe te maak nie. Dis iemand wat net 'n klomp nonsens praat. Maar ek en jy vat daai woorde en ons vat dit in ons denke, dink negativiteit. Maar as Mittel toemaak, wie gaan ons voorsien? Waar gaan ons geld kry? Waar gaan ons werk kry? Waar gaan ons dit en waar gaan ons dat? En die Here sê, weet jy wat? Moenie jou denke laat verander word deur negativiteit nie. Moenie laat jou denke negatief raak met dit wat in die wêreld gebeur nie. Want jy sien niks gebeur in hierdie wêreld sonder God se toestemming nie. Amen. Amen. Niks gebeur in hierdie wêreld nie. En ek en jy moet terugkom waar God ons wil hê. En ek kan 'n paar van die mense noem, Jona wat moes nimmer nie toe gaan het, en hy het nie, en hy geklim en hy gaan sommer in 'n ander rigting in. Maar die Here sê, weet jy wat, ek soek jou daar en ek gaan jou daar kry. Maak nie saak nie, mag jy jou daar kry. Hoekom wil ons altyd die lang pad loop? Hoekom wil ons altyd die ompad loop en deur moeilike tye gaan? In plaas van net deur hierdie tyd gaan en sê God is met my. Here, jy sal my hier deurvat en jy kom aan die ander kant uit. In plaas van om by 20 verskillende plekke te gaan, soos die in Exodus, Moses, hulle wat deur die woestyn moes gegaan het. Hoekom? Dit moes 'n paar dae gevat het en dit 40 jaar gevat. Jy sien, wanneer ek en jy die wil van God doen, ons staan op die woord van God, is dit vinnig deur en ons is daar deur. Ja, ons gaan dit deurgaan, dit gaan moeilik wees, maar as God vir ons is, die vers sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? Jy sien, God sê nie, hy gaan alles wegvat nie. God sê, as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Hy gaan saam met jou deur die moeilike tye. Wat sê koning Dawid in Psalm? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek ook u staf en u stok vertroos my. Die Here sal jou deurvat, al gaan jy deur 'n moeilike tyd. Al voel jy moedeloos. Al sien jy nie die einde nie, God sien al klaar die einde. God sal jou guide en my guide en hy sal ons deur hierdie goed vat as oorwinnaars op die ander kant. As ons op sy woord staan. As God vir my is, sê vir jou langs jou, as God vir my is, wie kan teen my wees? Ek hoor dit nie. As God vir my is, as God, my God, die een wat my gemaak het vir my is, wie kan teen my wees? Niemand kan teen God staan, die mense. God is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy besluit wat gaan gebeur. Hy besluit wanneer die einde is.
Niemand, soveel mense het al probeer profeteer, dit gaan daai tyd en daai tyd en daai tyd. Ek onthou in 2000 en toe koop die mense blikkies kos en dan sê die computers gaan crash en die banke gaan crash en ek weet nie wat alles nie. Maar niks het gecrash nie, dit het aangegaan. Want jy sien, God besluit wanneer die einde is. Niemand anders nie. Net God. Ons luister te veel na ander goed in plaas van na God. Psalm 138 vers 7. Hy sê, as ek te midde van benoudheid wandel, en die Here kom en hy sê, weet jy wat, ek ken julle, ek het julle gemaak. Ons word baie keer benoud. Maar dit is nie te sê ons denke moet verander nie. Die Here kom en hy sê, baie keer raak jy benoud, want jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar jy hou nog steeds jou oë gefestig op my. Hy sê, as ek in te midde van 'n benoudheid wandel, bou U my in die lewe. U steek U hand uit teen die toring van my vyand, en die regterhand verlos my. Die Here kom en hy sê, as jy oë gefestig hou op my, as jy jou denke sit op my, as jy vertroue sit op my, dan is daar oorwinning vir jou, want ek het jou in my regterhand. En niemand, maar niemand kan jou uit my hand uitpluk nie. Niemand. Jy sien, want die regterhand van God is die autoriteit. God se regterhand is die autoriteit van God. God kom en hy sê, en niemand sal jou uit my hand uit kan kry nie. Ek het jou, al gaan jy deur hierdie storm. Maar as jy jou oë gefestig hou op my, dan sal ek jou deur hierdie storm vat, en ek sal jou aan die ander kant uitbring. Vat terug na die disippels op die bootjie in die see, en Jesus lê in slaap, en hulle gaan in 'n benoudheid, as gevolg van die golwe en die goed, en dis mense wat saam met die Here Jesus loop, en hulle gaan in 'n benoudheid, en hulle denke is, eerste ding is, die golwe is groot, ons gaan versuip, ons gaan verdrink, ons gaan doodgaan, en hulle maak die Here wakker, hulle sê, maar jy lê in slaap, en ons is besig om te vergaan, en die Here sê, waarom raas julle so? Waarom is julle so benoud? Waar is julle vertroue? En Jesus maak die storm stil. Ek vandag vir jou sê, een ding wat jy vandag moet onthou. Hy wat in jou is groter as die wêreld. Is groter as elke omstandighede. En hy het jou autoriteit gegee om sy woord te spreek. Hy het sy Heilige Gees vir jou gegee om die wêreld te kan oorwin. Amen. Hy het sy krag vir my en jou gegee om hierdie wêreld te kan oorwin, om hierdie omstandighede te kan oorwin. Hy het nie gesê jy gaan nie deur moeilike tye gaan nie. Hy sê ek het vir jou my Heilige Gees gegee, my krag. Dieselfde krag wat my seun uit die dood uit opgewek het, ek vir jou gegee, sodat jy, wanneer jy in moeilike omstandighede is, deur dit kan gaan en aan die ander kant kan uitkom as 'n oorwinnaar. Jy sien, Jesus moes nog steeds sterf op die kruis van Golgotha. Hy het nog steeds 'n prys betaal. Maar die oorwinning was daar, die oorwinning was groot vir almal. Baie dink as ons die Here aanneem, ons het 'n smooth sailing op die water of waar ook al in ons lewe, dit werk ongelukkig nie so nie. Want die Here waarsku ons, hy sê, want die dag van die jy my aanneem, gaan daar baie goed teen jou wil opstaan. Hy sê, maar wees nie bevrees nie, ek is met jou. Wees nie bevrees nie, ek is met jou. En niemand sal jou uit my regterhand uitruk nie. Maak nie saak die omstandighede nie. Ons denke moet net begin ding dit wat God vir ons sê.
Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan en sê, maar omstandighede, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maar die Here sê, ek sal op skorpioene en slange trap, en niks sal my oorkom nie. Niks sal my oorkom nie. Maar ek weet nie of ons dit glo nie, want ons denke moet dit begin verstaan en glo, sodat dit kan afgaan na my hart toe, sodat ek dit beglo en kan lewe. Filippense 4 vers 13. Alletste vers. Hy sê, wanneer jou denke reg is, wanneer jy dink, weet ek is God, wanneer jy weet ek is in beheer van jou lewe, wanneer jy weet, geen ding, geen omstandighede is te groot vir my nie. Hy sê, ek is tot in staat toe, deur Christus Jesus, wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat my krag gee. Ek is meer as 'n oorwinnaar in elke omstandighede, deur Jesus Christus wat my krag gee. My denke is daar dat Jesus my krag is. Hy is my bron van my krag, hy is my bron van my oorwinning. Hy is die een wat my lei. En wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan sê ek, Here, maar U sê, ek is in alles in staat toe, deur Christus Jesus, wat my krag gee, wat my deur die omstandighede vat. Ek kyk nie na die berg nie, ek kyk na U. U is die een wat my oorwinning gee. Want Here het al klaar die oorwinning. Hoekom kan hy jou oorwinning gee? Wie kan vir my sê? Hoekom kan ons sê, Jesus kan vir ons oorwinning garandeer? Maar, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat geen mens verlore kan gaan nie, en dat ons die oorwinning gekry het, deur Jesus se oorwinning, om te sterf en op te staan, af te daal en oorwinning te vat van alles onder die aarde en bo op die aarde. Alles het hy oorwin. En deur dit het ek en jou oorwinning, deur die krag wat hy vir my en jou gegee het, deur die Heilige Gees wat hy vir my en jou gelaat het, om te sê, julle is alles in staat om alles te doen wat ek doen, en nog groter dinge. Maar jy sien, ons denke moet reg wees. Wanneer ons na omstandighede kyk, dan moet ons net ons oop bietjie toemaak en sê, Here, ek fokus op U. Die oorwinning wat U vir ons gegee het. Wanneer ons daai mindset verander, dan verander ons lewe 180 grade. Want jy sien, jy is tot in alles in staat toe, deur Jesus Christus. En ek wil nie sê wat my krag gee nie, maar wat die prys betaal het. Deur sy oorwinning kan ek en jy alles doen, as gevolg van sy oorwinning en sy krag, the Holy Spirit. Amen. Maar ons vat dit nie. Ons glo dit nie, as ons net dink aan die moslems, kyk nou dag weer, so 'n stukkie van die moslems, hulle is so getrou aan dit wat hulle glo. Hulle is so getrou, hulle doen presies wat die Koran vir hulle sê om te doen. Daar's geen afwyking van hulle af nie. Maar ek en jy wat die lewende God dien, die een wat regtig die prys betaal het, ons twyfel elke dag as die wind bietjie waai. Dan begin ons twyfel. Jy sien, wanneer jy twyfel, dan kan daar nie geloof wees in jou om die oorwinning te kry nie. Hoor wat ek sê. As jy oor 'n ding twyfel, 'n situasie twyfel, sal jy nooit oorwinning oor daai ding kry nie. Want wanneer daar twyfel is, kan daar nie oorwinning wees nie. Oorwinning kom wanneer jy sê, ek weet God kan dit vir my doen. Ek weet God het dit vir my al gedoen. Ek weet hy is in staat om dit vir my te doen.
Maar wanneer ek en jy vashak van my gedagte, ek weet nie, ek twyfel oor dit, dan gaan jy vassit daar waar jy vassit. Jy gaan nie die oorwinning kry nie, want jy sien, die teenoorgestelde van twyfel is oorwinning. En die teenoorgestelde van winning is twyfel. Spreuke 4, vers 20. En hier kom die Here, en hy praat, en hy sê, my seun, my dogter, luister wat ek sê, neig jou oor tot my woord, lees my woord, glo my woord, vat my woord, staan op my woord. Alles wat my woord sê is yes en amen. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Jy sien, dit sal verby jou mind. Die woord van God is al verby jou mind, hy is binne in jou hart. So dit wat in jou hart is, kom uit jou mond uit. So hy is verby jou verstand van, dis onmoontlik, want dis in jou hart om te sê, maar by God is alles moontlik, dis in jou hart. Dis klaar oorwinning wat jy het. Hy sê, my seun, my dogter, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woord. Luister na my woord, wat ek vir jou sê. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind. Want hulle is die lewe, my woord is die lewe vir die wat hulle vind, vir die wat hulle lees, vir die wat hulle in hulle hart bewaar. Bring dit lewe. Amen? Bring dit lewe. Oorwinning. Lewe praat van oorwinning. Lewe praat van oorwinning. Nie ek leef nie. Hierdie lewe bedoel is, hy bring lewe, hy bring lewe oor die omstandighede, oorwinning oor die omstandighede waar jy en ek in sit. Van hulle vind, en genesing, luister mooi, en genesing vir hulle hele liggaam. Dis hoekom hy sê, want hulle is die lewe, hulle gee lewe in elke opsig van jou lewe, waarmee jy sukkel, vir die wat hulle vind, en genesing vir hulle hele liggaam. Wanneer jy hierdie woord vat, en jy maak 'n deel van jou hart, verby jou verstand, verby dit wat jou denke, die twyfel, met ander woorde, jy glo die woord van God, jy glo wat hier staan, jy staan op die woord van God, bring dit lewe in jou lewe. Hy sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Want dit wat die hart van vol is, kom by jou mond uit. En dit wat uit jou mond uitkom, spreek jy. Wat spreek uit jou mond uit? Lewe of dood? Amen? Jy spreek lewe of dood oor jou omstandighede. Jy kan lewe spreek of jy kan dood spreek. Want dis hoekom hy sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit spruit die oorsprong van die lewe. Here, ek spreek lewe oor my finansies. Here, ek spreek lewe oor my gesondheid. Here, ek spreek lewe oor my kinders om hulle te beskerm. Here, ek spreek lewe oor my werk. Here, dat ek werk sal hê tot ek op pensioen gaan of verby pensioen gaan of wat ook al. Here, ek spreek lewe oor wat probleem jy in jou lewe het. Ek spreek lewe in die naam van Jesus. Jy sien, en hy kom en hy sê elke knie sal buig. Elke omstandighede, wat hy daar bedoel, is elke omstandighede sal buig wanneer jy die woord van die Here spreek. Elke omstandighede sal sy knie buig, waar jy in is en ek in is, wanneer ek en jy die woord van die Here spreek.
Verwyder van jou die valsheid van die mond. Nou, moenie negatief praat nie. Moenie negatief praat nie. Want dit is nie God se woord nie. God is nie 'n negatiewe God nie. God is 'n positiewe God. Oorwinning. God is 'n oorwinning God. Verwyder jou van die valsheid van jou mond. En nou ver van jou af die verkeerdheid van jou lippe. Dit wat jy praat. Dit wat uit jou lippe uitkom. Ek het nou ons so gesê, gepraat daar so, baie keer by die rugby, dan kan jy sien, baie van ons mense het nie filters op hulle monde nie. Want die reef is altyd skelm. En dit en dat en hierdie goed en al hierdie goed gebeur. Dis een voorbeeld. Laat jou oor reguit kyk en jou ooglede, hulle reg voor jou laat uithou. Met ander woorde, laat jou oor reguit kyk. Gefokus op dit wat God vir jou het. Gefokus op dit wat God vir jou het. Wie het 'n belofte van God? Kom steek op jou hand. Regterhand, kom, autoriteit. Het jy nog nie 'n belofte van God nie? Sê Here, ek soek 'n belofte van U. Ek soek 'n belofte, want ons God is 'n God van beloftes. Hy sal jou 'n belofte gee. Wanneer jy 'n belofte, 'n droom het of iets en sê, Here, ek staan op U woord vir iets, hy sal jou 'n belofte gee. Vir jou spesifiek. Laat jou oor reguit kyk en jou ooglede, hulle rug voor jou uithou. Hulle kyk voor jou, tot jou ooglede moet vooruit gerig word. Moenie rond kyk nie. Ons moenie met ons oë, ek my bril afval. My oë so maak en so loer nie. Ons moet, weet iets gesê? Dwaal nie, ons moet voor ons kyk. Kyk voor jou. As iets val, dan is nie almal agter nie, ons kyk voor ons. Jou oë moet gerig wees op God en die woord van die Here. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Laat al jou weë vas wees. Met ander woorde, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Laat jy vas staan op die woord van God. Kom ons wees eerlik vanoggend. As ons deur die omstandighede in ons lewe gegaan het, wie het vasgestaan nog? In elke opsig. Nou is in die kerk, jy mag nie ook nie. Ons almal, man. Ons almal gaan deur 'n tyd wat ons sê, maar Here, ek weet nie. Maar die woord van die Here kom en hy sê, laat jou voete vas staan op my woord. Op dit wat ek vir jou het. Maar ons almal baie keer, maar sien, ons het so liefdevolle God, wanneer ons repent en ons kom terug en sê, Here, weet jy wat, my voete het bietjie, is nie meer sement nie, dit het bietjie losgekom, en sy so getrou, om jou voete weer vast te rig, en te sê, okay, dis die pad wat ek vir jou het, dis die belofte wat ek vir jou het. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. En hier kom en hy gee vir ons 'n paar goed in hierdie vers, wat vir ons baie belangrik is, om ons denke positief te hou op dit wat God vir ons het. Want jy sien, al hierdie goed kan ons denke wegvat van God af. Wanneer ons wegdraai van God, is ons denke weg van God af. Dan dink ons soos die wêreld dink. Ons doen dit wat die wêreld doen. En ons is nie engeltjies nie, maar die Here kom en hy sê, rig jou oë op my. Vestig jouself op my. En nou gaan ek afsluit met 2 Korintiërs.
10 vers 5. Het jy Mike? Het jy Mike? Ek wil hê pastoor Seuns moet hom in Engels lees. Hy sê dit baie meer duideliker wat ek wil hê moet hy sê. Afrikaans sê hy neem nie dit, hy bring dit nie deur nie. Inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose captive into the obedience of Christ the Messiah, the Anointed One. Wie kan vir my sê wat sy gesê het? Wil sien hoeveel hulle geluister het. Neem elke gedagte gevangene wat nie van God af is nie. Neem elke gedagte gevangene. Wanneer jou gedagtes dwaal, neem hom vas en sê ek bind jou gedagte in die naam van Jesus. Elke gedagte. Neem dit gevange in Jesus naam. Ek wil met hierheen afsluit regtig. Spreuke 17 vers 22. En hoor mooi hierso. Hoor mooi wat sê die woord van die Here. Spreuke 17 vers 22. 'n Vrolike hart bevorder die genesing. 'n blye hart. Wanneer sal jou hart wil, jy moet lees in Engels ook, okay. Wanneer jou hart bly is jou denke reg. Want jou denke dink jy eers en dan begin jy bly raak. Amen. Jy begin by jou gedagte. En wanneer jou gedagte in plek is en lyn is met die woord van God, dan raak jy vrolik in jou hart. Jy's opgewonde oor dit wat God vir jou doen. Hy sê 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat jou gebeente uitdroog. Met ander woorde, as jy nie, wanneer jou gedagte weghardloop, dan het jy 'n verslae gees, want hy is negatief en hy is glad nie positief nie en hy dink net aan die slegte goed en al hierdie goed. Hy sê dan wat gebeur dan? Maar 'n verslae gees laat jou gebeente uitdroog. Jy's mislik. Jy's omgekrap. Jy's dikbek. Jy loop of jy niemand lief het nie, of niemand is lief vir jou nie. Jy's maar net pleinweg baie keer ongeskik. Amen. Die goddelose neem 'n omkoop geskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig. Hier kom die Here en hy sê hou jou hart altyd reg, laat hy vol blydskap wees. Moenie laat die wêreld, en dis wat hy sê, die wêreld se omkopery bepaal jou joy van jou lewe nie. Amen. Baie keer is die omkoop, die boosheid van die wêreld, hy sê dit maklik eenvoudig daar. Die boosheid van die wêreld deel maak van jou lewe om joy te hê in jou hart nie. Want dan is ek en jy nie meer op pad, dit wat God vir ons wil hê nie. Want sien, ons kan nie al twee kante toe wees nie. Ons kan nie al twee kante hê in ons lewens nie. Van die laaste stuk net weer lees. Die goddelose neem 'n omkoop geskenk. Omkoop geskenk. Ag nee, as jy so maar. Weet jy wat, dit was nie so erg nie. Dit was maar net 'n geskenk wat die man vir my gegee het. Hoe groot was die geskenk? Ag nee, so R200,000. Okay. Dis nie bad nie. Dis 'n mooi geskenk. Maar hy sê hierso:
Die goddelose neem 'n omkoopgeskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig. Met ander, dit wat God vir jou wil hê, luister jy, dit wat God vir jou wil hê, hierdie 5 miljoen rand of 10 miljoen rand se projek, wat God vir jou, of hierdie genesing wat God vir jou wil hê, of dit wat God vir jou wil hê, kom jy en jy vat iets van die wêreld, wat die wêreld vir jou bied, sodat jy dit wat God vir jou hê, kan verloor, en die wêreldse ding kan kry, wat niks is, wat God vir jou beplan het nie. Amen? Hier het God vir jou 'n kontrak van 100 miljoen rand, en hier kom hierdie ou en hy wil jou 200.000 gee, omkoopgeld, en wanneer jy het vat, dan kom en jy verloor jy hierdie ding, wat God vir jou beplan het, en God vir jou het. Hierdie genesing wat God vir jou het, kom jy en jy verloor dit as gevolg van dit wat jy hier doen, wat die wêreld vir jou sê om te doen. Dis wat God hier so sê. Die boosheid, die duiwel kom, en hy sal altyd 'n plan hê, en hy praat nie van geld, en hy praat, hoekom van geld? Want geld is baie keer die oorsaak, dat mense val. Dat mense val, dat hulle leefwyse, hulle vertroue nie meer in God sit nie. Want wanneer jy sukkel en deur moeilike tye gaan, is dit maklik om geld te vat by iemand. Want jy sien, die geld bring verligting. Maar dit stop God se deurbraak in jou lewe. Amen. Die deurbraak is net hier. Dan kom die duiwel en hy sit hierdie om te steel dit wat God vir jou het. En ek wil hê ons moet mooi kyk. Ons denke moet ons hernie elke liewe dag met die woord van God. Renew your mind daily with the word of God. Amen. Pastor Susan wil die in Engels lees. Net die eerste vers. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. Hy sê dit baie keer so mooier in Engels. Amen. Hy sê dit wat ek eintlik wou gesê het. Wanneer ek en jy 'n cheerful hart het ons oorwinning. Wanneer ons mind reg is met die woord van God en lyn is met die woord van God, het ons daar opgewondenheid in ons hart. En as 'n joy in ons lewe, dit maak nie saak die omstandighede nie. Die joy van die Here is nog steeds daar. Die joy van die Here kan nie bepaal in my en jou lewe is deur waar ons gaan nie. Of jy joy in die Here of jy het nie joy in die Here nie. Ons kan nie weerskant te staan nie. Koning Dawid is 'n groot voorbeeld. Hy het deur baie moeilike tye gegaan, maar hy het nog altyd die joy van die Here in sy hart gehad. Altyd. Dit maak nie saak wat hulle wou doen nie. Hy het nog steeds die Here geloof en prys. En hy het elke keer oorwinning gekry. En ek weet dis nie maklik nie. Maar ons moet probeer dat die joy van die Here my en jou lei. En nie ons mind, ons gedagtes, hoe ons voel. Vandag staan ek op en ek voel goed. Vandag is alles lekker. Ek staan op, nee, ek verkeerde kant van die bed opgestaan, nou is alles net verkeerd. Jy sien geen goed in mense se lewens nie. Amen? Dit werk nie so in die mense. The joy of the Lord is my strength. As jy in die oggend opstaan en sê, thank you Lord for this day. Thank you for your joy in this day. Maak nie saak wat gebeur in hierdie dag nie. Ek sal nog steeds joyful wees in my hart teenoor U. En jy sal sien, jou dag verander sommer. Jou dag verander sommer. Amen? Kom ons staan.